Broers en susters, ons belangrikste Sondag en eredienste van die jaar is om die draai. Ons viering van Jesus se kruisdood en opstanding. En hoekom is dit dan hierdie hoogtepunt vir ons so belangrik elke jaar? Dit is broers, is omdat die belangrikste rede was vir Jesus se menswording, sy kruisdood en sy opstanding, omrede dit ons ewige verlossing raak en beteken. Ewige verlossing van hierdie wêreld en sy sonde, maar ook die ewige verlossing van die wêreld se sonde binne in ons, omrede al wat 'n mens is se sondige natuur. As aanloop tot hierdie baie belangrike naweek gaan ons vanoggend net weer stil staan by ons verlossing, hoe ons hierdie sekerheid het ten opsigte van ons verlossing. En dan moet ons eerstens begin by hoe ons weet dat ons sondaars is. Ons moet besef dat ons sondaars is. Ons gaan eerstens stil staan by Romeine 3 vers 23. Almal het trouens gesondig en die eer van God ontbreek by hulle. Paulus begin by die woord almal en om glad nie dowe neute nie. Hy skryf aan die gemeente in die stad Rome en soos in daardie vroeë kerkies waarvan ons lees in die Nuwe Testament, 'n kombinasie van Jode en heidene wat Christene geword het. En hy wil beklemtoon veral aan die Jode wat so belangrik gevoel het as die uitverkore volk van God, gevoel het soveel dinge raak hulle nie, wil hy dit baie duidelik stel, al wat 'n mens is, het gesondig. Almal van ons, hy beklemtoon dit. En die eer aan God ontbreek by hulle. Die eer van God ontbreek by ons. Die woord ontbreek is belangrik om te let daarop. In die oorspronklike Grieks is dit aan mekaar ontbreek. Dit ontbreek gedurig, onophoudelik by ons as gevolg van ons sondes aan die eer van God in ons, want dit word deur sonde, word dit geskaad, word dit afgebreek. Hoe meer die besef van sonde, my broer en suster, hoe meer besef 'n mens jou verlossing en die behoefte daaraan, hoe meer jy bewus is van jou sonde. Dat ons sonde juis skep by ons die behoefte aan verlossing daarvan. En is miskien hierdie behoefte wat soos die jare aanstap, al hoe sterker en sterker by ons word. Dat ons pogings, die baie gebede deur die jare van vergewe asseblief my sonde, Here, maak ons net meer en meer, nie net bewus van sonde nie, maar regtig moeg van sonde. En dit wat dit aan ons doen, meer en meer moeg, wat ons pogings om onsself te verbeter, werp so min vrugte af. En dit is hoekom ons bemoediging soek en kry wat die Here vir ons gee op soveel maniere in die Bybel. 1 Johannes 5 vers 13. Dit het ek aan julle geskryf, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die naam van die Seun van God glo. Wonderlike bemoediging, versekering te midde van ons bewustheid, stryd met sondes. En ek dink die meeste mense se stryd met sondes is in die absolute stilte. Die stilte van my gedagtes, die stilte van ons wat skuldig voel en ek wil nou alles behalwe vir my man en my vrou vertel van sonde en wat dit met my, hoe dit met my beklei hier in die stilte van ons gedagtegang. Die vers soos hierdie, my broer en suster, laat vir ons vashou aan ons geloof. Dit het ek aan julle geskryf. Die woord dit verwys terug en ook eintlik natuurlik vorentoe. Hy verwys terug na baie belangrike aspek. Die aspek van die God die Vader wat getuig van Jesus en sy werk wat dan vir ons die ewige lewe verwerwe. Die sekerheid van ons verlossing as gevolg van die Here se beloftes van die verlossing van alle Christene. Sodat julle kan weet, sodat julle kan besef, sodat julle nie hoef te vergeet nie. Ons moet bly besef,
Ons het die ewige lewe. Dis nie iets wat ek aan moet werk nie, my broer en suster. Ons gaan nie hemel toe omdat ek so hard gewerk het in my lewe om my ingang in die lewe te verseker nie. Ons gaan juis hemel toe omdat ek besef dit help nie, ek werk daaraan nie. Omdat ons besef ek verlaat my ten volle op wat Jesus gedoen het. Ek gaan hemel toe oor wat hy vir my gedoen het, nie oor wat ek probeer om te doen nie. Baie belangrike deel van ons anker. Ons weet, ons is seker van ons verlossing. Ons is seker van die ewige lewe wat vir ons wag. Julle wat in die naam van die Seun van God glo. Hoe glo is in die naam van die Seun van God? Deur Sondag of te daag by 'n erediens. 'n Erediens, want hier is dit waar ons hoor. Waar ek hoor 'n Bybelvers, waar ek hoor die uitleg van 'n Bybelvers en Bybelverse. En hoe meer ek van die woord van God hoor, hoe sterker word my geloof. Onthou, geloof is soos 'n muntstuk. 'n Muntstuk het noodwendig twee kante. Die een kant van ons geloof is die bron van ons geloof, die Bybel. Dit is waaruit alles kom wat vir my laat glo. Dit is waaruit alles kom vir my om te verstaan hoekom ek kan glo. Dit is waaruit alles kom sodat ek kan verstaan hoekom ek moet glo. My broer en suster, die Bybel is in 'n groot mate, veral die Ou Testament, die verhaal van God se aksie met mense en mense se reaksie teenoor God. En dit is die verhaal keer op keer op keer. Hoeveel individue in die Ou Testament? Hoeveel keer die groep van die volk van Israel? Keer op keer dinge wat gebeur het, die Here wat doen, mense wat doen, sonde, hoeveel wonderwerke, hoeveel reddings, hoeveel keer wat die Here in sy almag bewys het, hy kan mense red. En soos ons daardie verhale lees, begin dit al hoe sterker en sterker en sterker in ons groei. Ek kan wraggies die Here vertrou. Hy's almagtig. Daar's niks in my lewe of enigiemand se lewe wat jou ooit gaan bring by 'n punt wat jy vir die Here kan sê, Here, ek is nou nie seker of U in staat is om hier te help. Dit is net onmoontlik. En dit is waar ons moet begin. Ons moet iewers begin werk aan 'n basis, 'n hoekom, 'n fondament vir ons geloof. En dis die Bybel wat dit vir ons gee. Daarom die lees, die oordinking, die kennis neem van die Bybel is so belangrik. Deur die hele Bybel, as ek aan die einde kom daarvan, dan gaan jy vir jouself sê, ek ken nou die Here soveel beter. En as ek hom ken uit die aard van die saak, dan is die Heilige Gees daar om te laat groei. Die Bybel, die een kant van die geloofmuntstuk, die bron, dis hoekom ons glo wat ons glo, die bron. Maar sonder die ander kant is die bron magteloos. Kan ek al die kennis van die Bybel in my kop hê en dit bring my absoluut nêrens as ek dit nie in werking stel nie. Ons gaan hemel toe, my broer en suster, dis die nommer 1, die absolute nommer 1 geloofsaspek van alle Christene. Nommer 1. Ek gaan hemel toe omdat ek hier op aarde op die Here vertrou het. Ons word gered uit genade deur geloof. Wat is die belangrikste wat ek ooit vir jou kan sê? Dit. Wat is die wat jy nog nooit mag vergeet nie? Dit. Een sinnetjie. Ons is gered deur die genade van die Here en deurdat ek dit myne maak. Jy moet dit joune maak. Jy gaan daar aankom en jy gaan 'n goeie mens wees, my broer en suster. Die geslag van my pa, hulle was mense wat so vasgehou het aan werke. My pa het gebars as prediker om mense losgeruk te kry, want mense was destyds so getrou. Jy het opgedaag almal in 'n pak klere. Jy het almal kerk toe gegaan.
Die kerkraadsbanke was altyd vol. As jou buurman nie by die kerk was nie, Sondag, Maandag as hy by die werk opkom, dan gaan iemand by die werk vir hom vra, hoekom was jy nie by die kerk nie, want almal gaan kerk toe. Daarom die ingeborenheid wat ons as mens het om gedurig aan onsself te werk. Dis die wet van die lewe. Ek werk aan myself om eendag 'n beroep te kry. Ek werk aan myself om te kan werk as 'n huisvrou. Ek werk aan myself om myself te kwalifiseer vir die huwelik as 'n pa en ma. Ons is gedurig moet ons werk aan dinge. Daarom is die grens so nou. Dis net 'n klein treetjie oorkant. Dan werk ek net so hard daaraan om vir die Here gelukkig te maak deur al my pogings. Nee my broer en suster, omdat ek die Here vertrou. Omdat ek die Here vertrou, is die hele moets en moenies van die Bybel myne om uit te voer. Omdat ek die Here vertrou, is ek getrou. Doen ek wat die Here van my verwag. Geloof, die bron en die praktyk. Daarom is dit my lekker om met die kategese klassies vir hulle te sê, waar begin jy die Here vertrou? Toetse dominee, ja. Toetse en eksamens. Ons gaan nooit vertrou op die Here wanneer ek nie op myself kan vertrou nie. Dis baie moeilik om op die Here te vertrou as jy op jouself vertrou. Dis hoekom die meeste mense kom eers by vertroue uit wanneer daar 'n krisis is wat hulle nie kan hanteer nie. Dan moet ek by die Here uitkom. Baie belangrik. Dis so belangrik wat ek nou by stil staan vanoggend. Twee kante van die muntstuk van geloof. Geloof twee kante. Nommer 1, ek moet weet ek is 'n sondaar. Ek moet besef ek is 'n sondaar. Dit klink vir ons op die oog af maklik en vanselfsprekend, maar omrede ons sondes, almal gewoonte sondes soos meeste van hulle, raak ons gewoond om 'n sondaar te wees en dan is dit nou nie 'n groot storie nie. Daarom het ons hulp nodig om uit te kom by 'n besef, ek is 'n sondaar, ek is 'n sondaar. Punt nommer 1. Punt nommer 2, ons moet uitkom by berou oor ons sonde. En dit is eintlik ten diepste vir baie mense moeilik. Hoekom? Omdat sonde lekker is. Ons sondige natuur maak dat sonde lekker is. Dis hoekom dit so moeilik is in baie gevalle om van sonde af weg te kom, want dis lekker. Dis lekker in die eerste instansie. En hier het ons die hulp van die Heilige Gees nodig, my broer en suster. Hy help vir ons om meer en meer van sonde weg te kom, minder en minder daarvan te hou. Hy laat vir ons insien wat sonde eintlik besig is om te doen, en dis die tragedie van sonde. Sonde verwoes, maar baie klein bietjie op 'n slag. Sonde verwoes nie dat jy dit enige dag sommer sal agterkom nie. Sonde verwoes wanneer jy gaan uitkom, wanneer dit 'n totale verwoesting is. Skielik maak jy jou oë oop en besef jy wat hierdie sonde oor die jare aan jou gedoen het. En dis die werk van die Satan en hoe hy dit perfek gemaak het, gevolmaak het. Klein bietjie elke dag vir ons, dat ons nie sondes aansê in ons lewens nie. Dat ons dit verdra, dat ons dit vergewe, dat ons dit aanvaar as maar net deel van my lewe. Heilige Gees is die een wat my laat insien wat is eintlik aan die gang. Die sonde, die skade wat eintlik stadig maar seker aan die gang is. Ons besef nie daai werklike skade totdat ons aankom by die groot skade daarvan nie. Besef ons nie die skade nie. Hoe sonde ons eintlik ongelukkig maak. Mense besef nie hoe sonde jou eintlik ongelukkig maak nie, want dit maak jou dan gelukkig. Dis dan lekker. So hoe kan dit wat lekker is jou ongelukkig maak? Dink 'n bietjie oor wat regtig aan die gang is. Is dit wat lekker is, wat sonde is in jou lewe? Is dit regtig op die keper beskou? Is daar regtig geen skade nie? Is daar regtig niks wat jou
iewers ongelukkig gaan maak nie. As ons by berou uitkom, my broer en suster, is ons soveel nader daaraan om weg te draai van sonde. Is ons soveel nader aan daaraan om vir die Here te sê, ek wil nie meer dit in my lewe hê nie. Ek het nou gesien wat doen het, nou is ek jammer daaroor, nou vra ek om vergifnis en sê, Here, ek wil nie meer die goed in my lewe, ek wil dit nie meer hê nie. Eintlik maak dit my ongelukkig, eintlik rig dit skade aan. Dink net aan hoeveel skade dit aanrig in mense in ons land, my broer en suster, se sug na koop. Hoeveel skade word in ons land nie aangerig deur die begeertes van mense nie. Soveel begeertes wat vir my half reg lyk, wat ek nou nie wil punt op steen nie, maar is dit regtig die Here se wil vir my lewe? Is dit regtig hoe die Here my wil gelukkig maak? Berou maak dit vir ons makliker om uit te kom by die gebed om vergifnis. Eerstens, ek is 'n sondaar. Tweedens, deur die hulp van die Heilige Gees uitkom by berou oor sonde. Derdens, dan moet ek kan ontvang. Baie mense, broer en susters, sal dominee vir jou vertel wat deur diep waters gegaan het, deur erge sonde, sukkel vir maande, soms jare lank om te aanvaar, die Here het hulle regtig vergewe. Die Here vergewe enigiets, my broer en suster. Daar's niks wat hy nie vergewe nie. Daar het hy vir koning Dawid se moord het hy hom vergewe. Skuldige gewetes is 'n struikelblok. Maak dit vir ons moeilik om vergifnis van sonde te ontvang. Ware geloof bewerkstellig juis dat ons ontvang en oop is en kan verwag die Here se seën. Te midde van ons sondige natuur, die Here seën ons aan mekaar elke dag is in getuienis van sy seën. Ek staan nie maar net op omdat ek gesond is nie. Ek staan op omdat die Here gesorg het en besluit het ek gaan gesond wees elke dag wat ek gesond is. Wanneer ons die Bybelse woord ontvang, broer en suster, moet ons ook en besef ons ook ons kry soveel meer en ons kan vra vir soveel meer as wat ons vra. As ons onder die indruk is van ons sonde, dan vra ek nie. Dan vra ek ten minste en nie soveel as wat ek kan nie. Die Here vergewe, broer en suster, is nie soos ons as mense nie. Daar's nie 'n naklankie nie. Daar's nie eers ek het nou besef dit en dit, ek sal nou môre of volgende week sal ek eers weer die vermoedigheid het om vir die Here dit of dat te vra nie. Nee. Die Bybel sê as jy oomblik as jy vra om vergifnis, dan sit agter hom. Die Here is nie goed, my broer en suster, daarmee as jy na hom toe kom en vir hom herinner aan wat jy hom al klaar gevra het om jou te vergewe nie. Hy sê jou vra nou maar, dis mos al klaar vergewe, hoekom is dit nog 'n issue by jou? Hy het jou vergewe. Hy het jou gebed verhoor. Ons kan aangaan. Die Bybelse woord, broer en suster, herinner vir ons dat die kennis van die Bybel maak dit vir ons soveel makliker om deur vertroue by die Here uit te kom. 'n Baie belangrike aspek van ons Christelike godsdiens is die besef dat ek my nie in die hemel kan inwerk nie. Geen persoon se wil kan verseker dat so 'n persoon 'n ewige lewe kan kry nie. Geen persoon se harde werk om die Here tevrede stel op hierdie aarde gaan vir daardie persoon ingang tot die hemel verseker of verkry nie. Om die waarheid te sê, daardie harde pogings gaan verseker dat jy dit nie gaan kry nie. Deur wat ons doen, kan ons nie verseker ons gaan hemel toe nie. Dit gaan net oor wat Jesus gedoen het, my broer en suster, en deur my aanvaarding daarvan, en dat dit genoeg is vir my. Genoeg elke dag. Te midde van my sondige natuur, wat net altyd sondes voorbring, is die Here se werk genoeg vir my om hemel toe te gaan. As ek die besluit neem om hom te vertrou, is die pad oop. Dan sal die Here deur die Heilige Gees die res doen. Dan moet ons net eenvoudig vir die Here vra vir die Heilige Gees in my lewe om die res te doen. Jesus het gesterf daarvoor. Dis hoekom hy het gesê het, dis beter as ek weggaan, dan kan ek binnekant in mense lewe. En vir daarvoor hulle help met beter besluite, beter nuwe dinge, beter nuwe rigtings,
beter nuwe besluite, beter in meer krag om te word dit wat jy so graag wil wees en word. Sekerlik moet ons absoluut herinner die Heilige Gees ons gereeld daaraan wat ons moet en moenie doen nie. Maar ons is die Here en die ewige lewe is ons sin wanneer ek besluit ek gaan die Here vertrou in my lewe. Al gaan dit nie goed in daardie besluit nie. Die Here let nie op ons pogings nie, my broers en susters, so seer as wat hy let op ons besluite. My besluit beteken dat ek elke dag vir die Here kan vra. Ek het klaar besluit, Here, dat ek op U gaan vertrou. Help vir my om dit in te trek in hierdie roetine gedeeltes van my lewe wat ek net dag in en dag uit by uitspoel en deurspoel. Dat ek daar op U kan vertrou. Dat ek by daai klas, met daardie mense, by daardie werk, by daardie kollega, by daardie baas by die werk, dat ek U vertroue daar kan inspan, dat ek daarop U kan vertrou vir dit wat ek meer kan wees, beter kan wees, vir dit wat ek nie by uitkom of wat ek kan regkry. Amen. Hemelse Vader, dankie Here dat ons besef dat ons sondaars is, ons berou en dat ons besluit om vir hierdie jaar in elke aspek en faset van my lewe op U gaan vertrou. Dat U wil is vir ons lewens. U kom sterf dat ons die almag en die krag van U in ons lewens kan sien ontplooi. Dit kan sien by die werk, by die huis, in ons verhoudings, in alle aspekte van ons lewens. Dat die onmag van ons en die onvermoë van ons om dit wat ons beter te wil doen, dat ons dit kan sien vervang word deur U wat dit in en deur ons beter doen. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.